Hallo julle. Hallo almal. Ons het verlede week het ons bietjie gesels oor waar ons nou hier is op Tafelkop. Wat het ons nou al alles bereik? Wat is ons vooruitsigte en so aan? Regtig baie om voor dankbaar te wees. Maar na die tyd toe praat ons en ons sê dit kan so maklik die indruk gewek word dat ons al hierdie dinge bereik en ons vorder so goed en alles, maar ons het 'n baie groot behoefte om regtig erkenning te gee aan die mense wat saam met ons werk aan hierdie projek. En spesifiek ons werkers, spesifiek Ja, die mense wat dag tot dag saam met ons die dinge doen. ja, want Harry Truman het gesê dit is verstommend wat iemand kan bereik as hy nie omgee wie kry die krediet daarvoor nie. En regtig, hier moet baie van die krediet moet na die werkers toe gaan. Na ons medewerkers hier. Ons is hulle ontsettend dankbaar. Hulle versit berge, hulle is so gewillig en hulle is so betrokke by dit waarmee ons besig is. So ons wil amper net erkenning gee aan hulle met hierdie gesprek. Ja, want ek dink dit is mense is geneig om altyd of dikwels te voel jy wil mense wat groot donateurs is en wat groot goed vir mens gee en doen voor dankie te sê, maar hierdie dag tot dag dinge wat moet gebeur en wat dinge ordentlik laat vloei en wat die tuine en die huis goed laat lyk. Dis alles dinge wat deurgaans moet gebeur. Ja. En ek dink met die 3 wat ons het, die 3 werkers, is dit net regtig so lekker ook om te sien hoe hulle ontwikkel so mettertyd. Skhumbuzo kom saam met ons al van Barrowfield af. Hy het daar by ons begin werk net basies uit die skool uit en so mooi ontwikkel. Ons nou al 11 jaar wat hy saam met ons is. En toe ons van Barrowfield af hiernatoe getrek het hy ook saamgekom. So hy hier 'n kamer hier 'n entjie van ons af en dan naweke gaan hy terug na sy huis toe waar sy ma bly en sy familie, sy vrou en sy dogtertjie. En waar sy beeste en sy bokke is. So ons is so dankbaar vir hom. Hy is ook eintlik die enigste een wat Engels magtig is. Terwyl Zakele en Sandile eintlik maar net Zulu hoofsaaklik magtig is met 'n klein bietjie Afrikaans. So vir ons is dit eintlik 'n baie goeie uitdaging om 'n bietjie ons Zulu op te knap wat eintlik so skraps is. En wat mens net graag wil doen. Jy wil graag ook leer. Ek voel altyd dit is 'n groot tekortkoming dat ons nie 'n swart taal kan praat nie. Van ons landstale nie. Want Zakele en Zandile is 'n broer en suster en hulle het baie jare by die vorige eienaars gewerk. So toe ons hier op Tafelkop kom, was hulle nou al goed ingeburger. En hulle weet ook al 'n paar geslagte Ja, want hulle bly op 'n stuk grond wat aangrensend aan Tafelkop is en hulle ken maar net ook die opset, maar dit was 'n uitdaging vir ons want daar is nie 'n manier om noodwendig opdragte of iets oor te dra met dit dat ons nie Zulu magtig is nie. Ja, dis regtig moeilik. Ja, maar ook net lekker om so my mikpunt is om so 1 of 2 woorde 'n week te leer en hulle dan bietjie te gebruik. Ja, en wat soos Matilda sê, hulle het ook nou al so ontwikkel in die proses. Skhumbuzo het nou al 'n bietjie ervaring van retreats. Toe ons op Barrowfield met die retreats begin het, Skhumbuzo is verskriklik prakties. Hy tegnies. Hy kan 'n ding regmaak. Hy
is so fyn ingestel op 'n engine of hy's net regtig baie tegnies prakties. En so daar het hy nou geen probleem gehad toe ons nou op Barrowfield aan die herstel was en aan die werk was en so aan nie. Maar so geleidelik het ons toe nou daar begin op 'n baie kleiner skaal met die retreats daar reg aan die begin. En eendag het ek en hy in die werkswinkel het ons gewerk, ons was besig om 'n tafel te skuur. En dan gesels hy op sy lekkerste. Dan vra hy uit en hy praat, want karre is nou maar sy groot ding. En gesels te lekker. En toe op 'n punt sê hy vir my, maar ons doen nou al hierdie ander werk, maar wanneer die mense so na ons toe kom en hulle kom bly oor daar, wat kom doen hulle daar? En toe nou in die gebrekkige vermoë wat ek nou maar aan kon dink om die konsep van 'n retreat en begeleiding en alles aan hom oor te dra, het hy so ernstig geluister en toe ek klaar was, toe sê hy so na rukkie, hy sê vir my, so you do the motivate. En ek sê vir hom, ja, Skhumbuzo, ons do the motivate. So nou, hy is so al gewoon daaraan. Hy het ook 'n oog dat dinge reg is as ons vir hulle die program deurgee en ons sê, goed, volgende week het ons 'n groot motivate, dan hulle het nou al 'n oog, wat moet geskei word, wat moet netjies wees, wat moet reg wees. So dit is soos 'n masjien wat inskop en wat hulle dan het. Sy standaarde is dikwels nog hoër as myne. Ek sal sê, nee wat, kom ons los die vensters hierdie week en as ek nou maar sien, dan was hulle vensters, want dan het dit nou nie aan sy standaarde voldoen nie. Ja. So mense is baie dankbaar vir daai inisiatief en vir daai en bereidwilligheid. Ek dink baie keer wanneer ek so in my Pottebakkers werkswinkel, rarig, dis 'n morsige storie. En hy sal maar net elke keer weer kom skoonmaak en sê maar, dit is maar net hoe dit is. Dit is die werk wat mens doen en dit is jy maak skoon na die tyd. Ja. En my daarmee help. So mense is net ook so dankbaar vir die verhouding wat 'n mens het. Dieselfde met Sakele, so bereidwillig en Sandile. Ek bewonder hulle eintlik ook vir hulle het nou maar heel moontlik hier rond groot geword in hierdie omgewing en eintlik net 'n ander ritme en 'n manier van lewe. Sandile kan so rustig sit en tee drink in haar teetyd, by die venster uitkyk en net rarig haar teetyd so in amper in kontemplasie deurbring. Ek kan dit so bewonder. Ek sal so haastig my tee sluk. Terwyl daar is eintlik wat ons probeer oordra. Ja, dit is. Om net te geniet waarmee jy besig is. Ja. Ja. So dit is net regtig vir ons 'n baie groot voorreg om hierdie ruimte saam met hulle te deel, om saam met hulle op reis te wees, saam met hulle gesinne en families. Wanneer ons hier by ons hek uitry en ons gaan Wakkerstroom toe, dit is ook die ingang na hulle woonplek toe, dan staan daar baie keer mense op pad Wakkerstroom toe, so dan gee mense hulle 'n geleentheid, en so mettertyd leer 'n mens ook die uitgebreide familie ken. En die name. Ja, en dit is baie lekker. En hulle is baie geduldig om ons Zulu te leer. Ja. Zakele, as Skhumbuzo op verlof is en hy kan nie tolk nie, dan ek en Zakele kyk my so diep in my oë, ek dink hy haal werkwoorde en selfstandige naamwoorde. Hy sit alles in wat jy nie daar uit my siel uit jou uitkry nie. Ja, maar baie geduldig. Maar ons is hulle baie dankbaar. Dit is net lekker om met hierdie projek betrokke te wees saam met hulle. Ja, en ek dink ook die voordeel van om ouer te wees. Ek dink hulle dink nou al ernstig ons is 'n Magog en 'n Madala. So en ag, dit is net pragtig die respek wat hulle vir mense het. Ja, mens waardeer dit. Maar dat 'n mens ook baie lag. Saam met hulle lag. Ja, saam met hulle. En dat hulle partykeer
ook kan grappe maak en so aan, omdat hulle weet wat 'n mens laat skrik en wat 'n mens bekommer en so aan. En dan sal hulle nou spesifiek sê, nee, maar hierdie pyp het gebars of so, wat dit nie gebeur het nie. Of iets lek. Ja, hulle weet net hoe moedeloos dit jou maak. Ja. Nee, maar ons is regtig baie dankbaar vir hulle en met groot erkenning aan hulle. Want eintlik is dit hulle groot harde werk wat dinge so mooi laat lyk en so netjies en in plek laat wees elke keer as mense hier opdaag vir 'n retreat. Ja, Dankie julle. en 'n mooi week vir almal. Ja, ons gesels volgende week weer. Mooi bly. Totsiens.